Die pad van die Here is nie net die pad waarop die Here wandel nie, maar 'n pad wat die Here ons gee om te bewandel. Jy luister na Kort en Kragtig en ek is Fanie Meiburg. Kom ons word kragtig deur die woord. Dit is vir my lekker om jou vanmôre weer te groet op hierdie maandagmôre. Ons het genadekanse, ons het dae en ure en weke en maande en jare geskenk deur die Here. Kom ons gebruik dit wys soos wat Moses mos daar geskryf het. Vanmôre gesels ek 'n bietjie met jou oor die pad van die Here. En ek hoor daar's 'n paar matrikulante wat klaarmaak hierdie week met julle eksamens. Ek is bly vir julle. Ons is dankbaar vir die Here dat hy julle ook gedra het deur hierdie eksamens. Kom ons gesels. Die pad van die Here. Nou kyk jy afgelope tyd en veral donderdag en Vrydag was dit nou vir my omtrent 'n frustrerende tyd om in Johannesburg te ry met al die paaie wat toegemaak was vir die arrivering van die groot koppe reg oor die wêreld. Dit was mos nou die G20 vergaderings hierdie naweek wat nou verby is. Nou kyk, hulle het mos nou oor die afgelope tyd robotte en paaie, potholes en wat nog alles reggemaak vir hierdie groot koppe en al die belangrikes. En op die hoofpaaie en die roetes was dit omtrent 'n storie want hulle die paaie mos nou heeltemal afgeblok sodat die konvoie met al hierdie belangrikes op geplaveide paaie ongesteurd kon ry en sodat hulle tog beïndruk kon word met Suid-Afrika, né? En Vrydag, toe kom ry ons nou daar, eers in die oggend en toe in die laatmiddag daar by OR Tambo lughawe verby. Ons was nou eintlik daar by hulle aflaai areas gewees. Maar die paaie is afgeblok. Die mense is laat, hulle is gefrustreerd want hulle staan kilometers ver. Daar's ongelukke omdat mense seker nou maar ongeduldig raak. Jy weet, en terwyl ek so by 'n highway verbyry waarop nie een enkele voertuig ry nie, dit voel omtrent soos die wegraping. Want Johannesburg se highway staan mos nie stil nie, né? Ek praat oor van soos daar's niks karre op die paaie nie. Maar hulle is afwagtend vir die belangrikes en die aansienlikes. Toe praat Heilige Gees so in my hart en ek wonder, hoe lyk ons paaie vir die Here? Is Jesus ook so welkom soos die eerste ministers en hulle afgevaardigdes? Berei ons harte ook so voor soos die amptenare Suid-Afrika se paaie voorberei het? Maak ons ook seker dat Jesus vrye toegang tot ons harte het. En ek dink so oor die voordele wat die eerste minister se besoek aan Suid-Afrika aanhou. So hoor ek oor die radio as die oomblik as hy man 'n land, dan is daar sekere beloftes en geld en invloed wat Suid-Afrika invloei. Dit is gekoppel aan hulle invloed, né? Maar dat hulle hier land in Suid-Afrika, dat die paaie vir hulle reggemaak sal wees. En ek besef, né, Jesus is nie so welkom soos aardse ministers welkom is nie. Jesus word nie geëer soos aardse ministers geëer word nie. Jesus het nie plek of prominensie in ons regeringsstrukture nie, ook nie in ons skole nie, nie in ons besighede nie, nie in ons huwelike nie, en nie in baie van ons huise nie. En jy weet wat? Maak nie saak wat die aansien of die invloed of die beleggings is wat ander ministers maak nie. Gaan dit nie ons land of ons huishoudings of ons besighede of ons skole se toestand enigsins verander nie. Maak nie saak wat hulle beleggings is nie. Suid-Afrika gaan dieselfde bly. En tog as hulle volgende keer kom, nê, met hulle invloed en hulle geld, gaan hulle weer eens vereer en besing word, soos nou. En kyk na die aanhang en die gesag van die Blouligbrigades wat die gesienis vervoer, maar geen of min voordeel vir ons land en sy mense is in hulle teenwoordigheid nie. En ek besef dat toe Jesus Jerusalem toe gegaan het 'n paar hom geëer, ja, met palmtakke en klere op die stofpaaie, maar die ander het hom kruis toe gesleep. Hulle het die enigste een wat hoop gebring het hulle doodgemaak, want hierdie Jesus koning het die mense nie gebied wat hulle harte gesoek het nie. Die mense het iemand gesoek wat hulle sonde verharte harte blink kon poets met aardse voorspoed, wat hulle net nog dieper in die sonde van welis en haat en bitterheid en rassehaat en verdeeldheid en hoogmoed kon dompel. Hulle het iemand gesoek wat hulle sondige tradisies en kulture
geprys het. Hulle het nie iemand gesoek wat hulle harte sag kon maak vir hulle Skepper God nie. Hulle het nie gesoek na die Heilige Gees wat die uitgeholde holtes en kolle in hulle binneste kon voed nie. Hulle het nie gesoek vir 'n verlosser nie. Hulle het gesoek na iemand wat hulle vleeslike begeertes kon bestuur het. Jy weet, as ons Jesus die toegang kan gee wat eerste ministers het, sal ons land, ons huishoudings, ons skole anders lyk. Want wanneer Jesus in harte inkom, wanneer sy Gees in harte kom, dan verander mense, regerings, instellings, huwelike, skole, die tronke, die hospitale, die mense wat daar werk en wat daar lê. Kan ek jou sê, ons land soos enige ander land se antwoord lê nie in die samewerking of invloed van ander lande en hulle leiers nie. Ons antwoord lê in Jesus Christus wat harte verander. Die mensdom en ons land gaan slegter word. Sonde gaan toeneem, haat, bitterheid, rassehaat, aborsies, algemene wetteloosheid, egskeidings, voorhuwelikse seks, buiteegtelike en veelvuldige verhoudings, korrupsie, noem dit man, doodslag. Ons het nog nie die ergste gesien nie. En ek is nie 'n doemprofeet nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, as ons nie die pad van die Here gaan regkry nie, gaan toordokters en sielkundiges skatryk in hulle banke word en die mensdom net meer brandarm in die gees word. Sonde se oplossing lê nie in die mag van die regering nie, dit lê in 'n hartsverandering en net Heilige Gees deur Jesus Christus kan harte verander. Geen nieuwheidsbegrip of oefening het die vermoë om morele verval te herstel nie. Die geskiedenis wys dit. 'n Onbeheerste drang na wat verkeerd is, het menige samelewings laat in duie stort. En die rede hoekom Suid-Afrika staan, is omdat daar 'n sterk invloed van Christen geloof is, dat daar mense is wat die pad van die Here reguit gemaak het in hulle harte en in posisies geplaas is deur God, soos Daniël en Josef ensovoorts. Sonder die inspraak van Heilige Gees is ons land verdoem. En hiermee lees ek vir jou Jesaja 40 vers 3 tot vers 5. 'n Stem van een wat roep, berei in die woestyn die weg van die Here, maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons God. Is ons land nie 'n woestyn nie? Is ons land in ons harte, in ons skole, ons regeringsinstansies nie? Is hulle nie 'n wildernis nie? Elke dal moet opgevul en elke berg en heuwel klein gemaak word. En die bult moet 'n gelykte en die rotsagtige plekke 'n laagte word. Hoor wat sy belofte, en die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word. As die pad van die Here reguit gemaak word, sal die heerlikheid van die Here inkom. As die pad van die Here reguit gemaak word, dan sal ons land, ons regering, harte, mense harte sal verander word. Die heerlikheid van die Here spreek van die genade van die Here in mense se harte. Liefde, vrede, blydskap, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dis die heerlikheid van die Here sal geopenbaar word en alle vlees tesame sal dit sien. Almal sal dit sien as Jesus, die Gees van God, in mense se harte, huishoudings, skole, die regering inkom. Mense sal dit sien. Hoekom? Want die mond van die Here het dit gespreek. Dit sal so wees. Maar die woord van die Here sê, 'n stem van die een wat roep, berei die pad van die Here voor. Dis belangrik. Kom ons bid saam. Here, in hierdie môre bid ek, soos wat daar 'n dringendheid en 'n opgewondenheid is in die mens se hart om mense te verwelkom. Here, vra, kan daar nie in ons land nog mense opstaan wat die pad van die Here sal reguit maak nie? Here, ons sien uit en ons kyk uit na u belofte, die belofte van die heerlikheid, dat u jouself sal openbaar in ons land, in ons regering, in ons skole, in ons polisiediens, in die brandweer, in die hospitale, in die huishoudings, in huwelike, in gesinne. Here, dat u heerlikheid sal openbaar. Here, ons pleit u vir ons land, ons pleit u vir ons mensdom, ons het u nodig. Ons het u heerlikheid nodig in ons land. Here, kom red ons land, kom red ons leiers, kom red ons dokters, ons predikante, Here, kom red ons skole, Here, ons leiers, kom red ons huisgesinne, elke man en vrou, seun en dogter. Ons pleit by in Jesus se naam. Amen. Seën, blessings en vrede vir die week wat voorlê tot ons Woensdag
verder gesels.